Baie welkom ook aan ons aanlyn kykers by die geleentheid vanoggend. Dis die 4de Sondag in Paastyd en ons gesels verder oor die Here Jesus wat ons nooi om hom te volg. En daar waar ons opgehou het by vers 17 verlede week, lees ons verder uit Johannes 21 vers 18 tot 22. Om dan uiteindelik te hoor hoe die Here vir ons baie sterk sê, volg jy my en los die res vir my. Hy sê vir my en vir jou, volg jy my en los die res vir my. So met dit in gedagte, kom ons lees dan die woord van die Here in Johannes 21 en ons lees dit vanaf die 18de vers. Dit verseker ek jou, en dit is vir Petrus wat Jesus dit sê, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En dan sal julle onthou, ons het hieroor gepraat. Daarna sê hy vir hom, volg my. Daar het gesê, kom eet, het jy my lief, volg my. Vers 20, toe Petrus omdraai, sien hy die disipel volg vir Jesus, of vir wie Jesus baie lief was, wat ook by die maaltyd na Jesus se kant toe oorgeleun en gevra het, Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom dan sien, vra hy vir Jesus, Here, en wat van hom? Nou wil ek jy met Jesus hoor as hy Petrus antwoord op sy vraag, Here, en wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly, totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy my. As ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy my. Die verskil tussen vers 19 en 22 is die woordjie jy wat inkom tussen volg en my. En die Here wil ons vanoggend help. So kom ons die tema kies wat uiteindelik sê, volg jy my en los die res vir my. Bedoelende hoofletter my vir Jesus. So wat sê ons vir mekaar? Ons is in die 4de Sondag in Paastyd. Uiteindelik wil ons vir mekaar daarmee saam sê, ons is nog in Paastyd. Verlede week net om in die lyn te kom, sodat ons kan verder gaan. Ons het gesien hoe Jesus vir Petrus ontmoet, hoe hy hom herstel, hoe hy hom weer roep. Maar die verhaal stop nie daar nie. Vir ons op hierdie stadium is ons besig en is die lyn wat ons loop op pad na Hemelvaart toe, uiteindelik na Pinkster toe. Dit wat hier in Johannes 21 gebeur, sou uiteindelik ook daarheen uitloop. So die belangrike is om te sê dat wat gebeur, wat as ons die woord Hemelvaart hoor, dan hoor ons Jesus het opgevaar na die hemel. Voor dit sê hy, ek los julle nie as weeskinders nie. Pinkster hoor ons Heilige Gees
tempel van die Gees in ons om ons te lei, sodat ons Jesus kan volg. So binne in hierdie hele vraag, as ons oor Hemelvaart en Pinkster sulke potloodstreepies kom trek op die 4de Sondag in Pasen, is om te sê, daar's 'n ander vraag om te vra. Daar's 'n volgende vraag om te vra. Hoe leef ons wanneer Jesus nie meer sigbaar langs ons stap nie? Hoe leef ons as Jesus nie meer sigbaar langs ons stap nie? En dan wil ons vir mekaar sê, ons leef dikwels en al te maklik op grond van dit wat ons sien. Dit wat ons kan vasmaak, dit wat duidelik is, dit wat ons oor kan beheer uitoefen. Maar Paastyd leer ons, met die oog op Hemelvaart en Pinkster, iets anders. Paastyd leer ons om te leef in en vanuit die teenwoordigheid van God en nie noodwendig uit sigbaarheid nie. Die belangrike, God is nie weg nie. Hy is steeds teenwoordig, hy is teenwoordig. So kom ons baie keer sing, God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader hier waar ons voor hom vergader. Dis ook waar van jou stilte tyd en jou binnekamer, maar hy is nie altyd teenwoordig op die manier wat ons verwag nie. Met ander woorde, hy is nie in sy sigbare vorm, in sy liggaamlikheid by ons teenwoordig nie. Maar hy het sy Gees gestuur. So ek en jy leer in die eerste plek, hoe leef ons wanneer Jesus nie meer sigbaar is? Dan sê ons vir mekaar, ons leef vanuit sy teenwoordigheid. En deur ons lewe maak ons hom dan sigbaar. So wat gebeur? Dit beteken, as God teenwoordig is, moet ons leer om anders te kyk. En ek het nou al die woord gebruik en ek gaan hom weer gebruik en julle moet gewoond raak aan hom. Is dat ons leef, ons kyk anders deur die woord bedagtheid. Bedagtheid is om te leer om raak te sien. Om met 'n bewustheid te leef en met 'n verwagting te leef om God raak te sien in alles. So bedagtheid is die manier waarop ons God raak sien. Ons begin stadiger leef. Ons leef meer aandagtig, ons fokus meer, ons is baie meer gefokus in terme van ons nou kan ek nie die Afrikaanse woord dan nie, ons senses, dan word ek sien, ruik, proe, ruik, sintuie, dis die woord, dankie. Met ander woorde, met jou sintuie, jy neem waar, en iets wat, ek weet ons spot so tong en kies altyd, en ons sê, jy weet, vrouens dit die 6de een, dis hulle intuïsie, maar ek dink ons manne kan dit ook maar begin aanleer, is om ook vanuit intuïsie te leef. So bedagtheid, stadig, meer aandagtig, meer in die oomblik, in die teenwoordigheid, in die hier en nou. Nie gister nie, nie môre nie, vandag, 26 April 2026, 9:22. Wat gebeur in die hier en die nou?
begin om iets te sien. In die klein, in die gewone, in die alledaagse, en dit vul my met verwondering. Wat is Jesus se eerlike woord vir Petrus oor die toekoms? Toe Jesus Petrus se verlede herstel in die hede, toe sê hy, maar daar's 'n toekoms, Petrus. Dit wat hier gebeur het, die 3 vrae wat ek jou gevra het, was nie maar sommer net, daar's iets. En wat is die toekoms? Die toekoms is 'n eerlike woord. Volg my. So Jesus sê vir Petrus, daar's ietsie wat jy tog moet weet. Ons hoor dit in vers 18. Hy sê, Petrus, daar's vir jou pad wat wag. Petrus, dit gaan nie eenvoudig wees nie. Daar gaan dinge wees wat jy nie self kies nie, maar jy gaan daarin land. Of wie Petrus, dit maak nie saak nie. Volg my. Volg my. En dan is dit vir my aangrypend, en ek wil tog terughardloop op die teks en dit vir julle wys. Laaste sinnetjie, vers 19. Daarna sê Jesus vir hom, volg my. Hoor wat sê vers 20. Toe Petrus omdraai, sien hy die disipel volg vir wie Jesus baie lief was. Dan word is Johannes. Wat maak Petrus? Hy het nou net gehoor, volg my. Wat maak Petrus? Petrus verloor fokus, hy kyk rond. Hy draai om. Hy sien vir Johannes. En wat sê hy? Hy sê, Here, wat van hom? Vers 21. Toe Petrus hom sien, vra Petrus vir Jesus, Here, wat van Johannes? Waarmee wil ek jou help? Hoe help Petrus ons volgend en Jesus se hantering van Petrus? Ons ken dit ook. Want ons kyk ook rond. Ons vergelyk ook. Ons wonder ook oor ander. En wat maak Jesus? Jesus antwoord eenvoudig vir Petrus. Wat gaan dit jou aan? Dis nie jou saak nie. Dis nie belangrik nie. Volg jy my. Wat met Johannes gebeur, wat met Jakobus gebeur, wat met Maria gebeur, wat met Andreas gebeur. En ek kan volgend almal wat in die gebou sit by die naam noem, wat met jou gebeur, is 'n saak tussen jou en Jesus. Die eerste keer, toe Petrus die woorde, volg my gehoor het, was hy op die strand besig om nette te was. Sy aanvanklike roeping. Toe gebeur alles. Toe sê Jesus vir hom in vers 19, volg my. Weer 'n keer. Nog 'n keer. Dan kom hy en hy sê, Petrus, asseblief, fokus. Doen dit wat ek van jou vra. Volg jy my. En nou kan ek vir jou 'n Engelse sinnetjie gee, en moet dit asseblief nie kwaai sarkasties beleef nie, maar ek dink Jesus sou heel waarskynlik hier vir Petrus iets wou sê van, mind your own business.
Want wat jy moet doen, en wat Johannes moet doen, is nie noodwendig dieselfde nie. So moenie jy worry oor Johannes nie. Worry oor jouself. Volg jy my. En ek sê weer, dis nie hard nie, dis nie veroordelend nie, maar helder en liefdevol. Petrus, doen wat jy moet doen en los die res vir my. Jesus sou jou waarskynlik in Engels song gesê, I've got the rest covered. Ek het 'n bomsquad wat reg is om op te draf as dit nodig is. Maar vir nou wees jy die speler. Doen wat ek van jou vra. So hoor jy vanoggend dat die Here vir jou ook sê, volg my. Volg jy my. En as jy regtig op jou papiertjie iets wil skryf, haal die jy uit en skryf volg, of jy kan jou naam byskryf en sê Anton, volg jy my. Louisa, volg jy my. Wat is die kern wat ons moet hoor? Ons kyk so maklik rond. Ons vergelyk onsself so maklik met ander. Ons kyk na ander mense se geloofsreis. Ons kyk na hulle stories. En sonder dat ons dit besef, raak ons jaloers. Raak ons aandag verdeeld en afgetrek. Ons is so maklik om te praat oor ADHD. Maar as dit hier kom, is ons net so aandag afleibaar. Ek hoor Jesus vanoggend sê, volg jy my, fokus op dit wat ek en jy saam moet doen. So vanoggend nooi Jesus jou terug en hy sê, volg jy my. En as Jesus terugnooi, dan sê hy, dis nie na nog antwoorde nie. Dis na een fout. Volg jy my. Nou weet ek gebruik die woordjie en los die res vir my. Jy kan dalk los vervang en sê, volg jy my en vertrou my vir die res. I've got it. I'm in control. I'm never out of control. Ek is in beheer. Ons het vanoggend gesels oor die reën. Ek is in beheer. Ek is die skepper van die hemel en die aarde. Ek laat vaar nie die werke van my hande nie. Ek sal jou nie begewe en jou verlaat nie. Fokus. Volg jy my. Vertrou my vir die res. As dit nodig is dat jy moet weet, sal ek jou laat weet. Maar verder, doen wat jy moet. En dan sê ek weer, bedagtheid is fokus. Dit is nie net om stadiger te lewe nie, maar is om op te hou rondkyk en weer na Jesus te kyk. Die Hebreërs teks wat ons gespreek het, hou hom voor oë. Turn your eyes upon Jesus. Jou oë gerig op hom, die begin en die volëinder van ons geloof. Hou hom voor oë wat so vyhandige optrede teenoor hom verdra het. Gehoorsaam was tot die dood aan die kruis.
Ek en jy kan 1-op-1 hanteer. Ons sukkel om 1-op-2 te hanteer. God kan 1 op massas hanteer. So los dit vir hom. Fokus op jou en hom. So wat leer ons? Ons leer anders leef. Ons leer om nie alles te verstaan nie, maar om teenwoordig te wees. To be present in the present moment. Moet asseblief nie nou bekommerd wees oor middagete nie. Moet asseblief nie nou worry of is die oond aan of die stoof af of die ketel af of wat nie. Jy moet nou hier wees. Dan is hier waar God met jou nou praat. Hy sal later in die kombuis met jou praat as dit nodig is. Maar jy is nou hier. Jy is nie by môre nie, jy is nie by Dinsdag nie, môre is vakansiedag. Jy kan ontspan. So ek hoef nie alles te verstaan nie, ek moet bloot teenwoordig wees. Met alles. Ek hoef ook nie alles te beheer nie, die tweede ding, ek moet net luister. Ek leer ook om nie alles te vergelyk nie, maar om te vertrou. So vriende, wat is ons realiteit? As ons praat oor vorentoe, die rigting vorentoe, is die feit dat ons leef in 'n tyd waar Jesus in sy liggaamlikheid nie meer fisies sigbaar is nie. Maar hy's tog nie afwesig nie. Hy's teenwoordig. Waarom leer ons met bedagtheid lewe en fokus op die teenwoordigheid van die teenwoordige Here? Ons sê dit by die nagmaal, die lewende Here is teenwoordig deur die werking van sy Gees. Ons sê mos, een van ons maklike antwoorde is, as ons iets oor God moet sê, dan sê ons, hy's alomteenwoordig. Nou mag ek vra, glo dit net 'n slag. Practice what you preach. Kan jy jouself indink, as ons net met die bewustheid en die bedagtheid begin lewe, van 'n geuite teologiese formulering, God is alomteenwoordig. As ons dit begin leef, as ons dit leef, omdat ons dit glo, is nie iewers 'n regmerkie wat jy in 'n katekisasietoets gekry het oor 5 eienskappe van God nie, maar dit is 'n realiteit wat deurleef is. So Paastyd leer ons leef uit teenwoordigheid, nie noodwendig uit sigbaarheid. Leer ons om op te rondkyk. Each for them own. Bly gefokus. Volg jy my. Vertrou my vir die res. Kom ek los jou. Met 'n bietjie stilte. Ek vers 22 op die skerm los, as jy dit weer wil lees en weer hoor wat die Here sê, dan is jy welkom. Kom ek gee tyd vir stilte.
Here, help my asseblief om op te rondkyk en by U te bly. Leer my bedagtheid en help my om te fokus. Amen. Vriende, Koninkryksnuus. Hierdie week wil ek regtig vir jou nooi om saam met ons te oefen. Ek het gister vir julle dit geskryf en julle sal dit van môre af kry hoe ons hierdie praktiese volg jy my en los die res vir my bietjie gaan inoefen en deel maak van ons lewe in ons kort ritme elke dag wat vers wat jy lees, die klein breinprentjie wat sê dink 'n bietjie, dan wag vir die leiding van die Gees, die bid, die handjies weet ons en dan leef of doen. So hierdie week wil ek pertinent sê waarmee ons gaan besig wees en waar ons mekaar nooi en dat die Here ons kom vorm is om uiteindelik te sê stadiger, meer bedag en bewus van wat om my aangaan, in my aan die gang is en let op. Be alert. Ek dink die Engelse sou sê be vigilant. Wees op die uitkyk om God in die kleinste moontlike te ontmoet. Ek het al vir julle vertel van my wonderblomme in my tuin. Dit het net te veel gereën die afgelope paar dae dat ek vir julle kon 'n foto neem. Maar daai 3 mees eenvoudige glads wat elke jaar in my tuin opkom, het weer opgekom van self. Ek weet dit is wat self. En belangrik, daai oranje blom weer, ek sal vir julle nie afneem, julle volgende week wys. Maar dis net daai ding, wees net verstom. Wees net bedag daarop dat dinge anders lyk en om raak te sien. En dan stadiger bedag oplet en dan die volgende. Wanneer jy jouself vang dat jy rondkyk en vergelyk. Kort gebed. Here, help my om weer op U te fokus. Here, help my om weer op U te fokus. Geniet die week wat voor lê. Vir die van julle wat nie weet nie, daar's net 3 werkdae hierdie week. Dis môre vakansiedag en is Vrydag vakansiedag. Die van julle wat gelukkig genoeg is om die 3 dae tussenin af te wees, geniet hierdie heerlike lang naweek. Hy eindig eers die 3de Mei. Vir die wat nou Dinsdag, Woensdag, Donderdag moet uitdraf en werk, sterkte daarvoor. Maar jy kan daarom nog môre rus, 3 dagies werk en dan jump daarom Vrydag wat jy kan so ekstra inhaal en opvang. Ek is nie weg nie. Ek gaan dieselfde as julle doen. So tussen in die 3 dae, so as jy my nodig het 083 654 0806. Mag dit vir almal vir julle 'n lekker 3 dae week wees. Geseënd en geniet elke dag tot die maksimum. En onthou, ons fokus. Ons kyk nie rond nie, ons volg Jesus en ons vertrou hom vir die res. Mooi week, totsiens.